1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Sinbad die parelduiker. Sinbad die seeman is weer tuis na 'n lang seereis. Hy wil graag sy vriendin Minnie sien. Haar pa is 'n ryk skeepseienaar. Sinbad stap sommer dadelik na Minnie se huis toe. Op pad ontmoet hy 2 vreemde mans. "Ons wil met jou praat," sê die mans. Sinbad wonder wat die mans wil hê. "Kom eet saam met ons middagete, dan sal ons jou verduidelik," sê hulle. Toe doen Sinbad 'n baie dom ding en hy gaan saam met die vreemdelinge. Die mans stap saam met Sinbad by 'n restaurant in. "Kom ons eet ietsie hier," sê een van die mans. "Kelner?" Maar die kelner bring nie die spyskaart nie. In plaas daarvan blinddoek hy vir arme Sinbad. Sinbad kan nie eers om hulp skree nie. Daar is iets in die doek wat Sinbad binne sekondes aan die slaap laat raak. Toe dit nag word, dra die 2 vreemde mans vir Sinbad na 'n skip toe. Die skip se naam is Minnie. Die mans neem Sinbad onder toe na die skeepsruim en los hom daar. Toe die mans weer bo op die dek staan, lag hulle tog te lekker. "Nou het ons genoeg duikers," sê die kaptein van die skip. "Ons vertrek vroeg môreoggend." "Almal gereed?" roep die kaptein vroeg die volgende dag. "Hup, kom ons seil." Die bemanning trek die toue. Die seile word opgehys. Die skip seil by die hawe uit. Die skip, die Minnie, is natuurlik Minnie se pa se skip. Maar dit weet Sinbad nie. Sinbad slaap nog steeds onder in die skeepsruim. Een van die bemanningslede maak hom wakker. "Dis tyd om te begin werk," skree die man. Daar is nog ander arme drommels saam met Sinbad in die skeepsruim. Die matroos roep hulle almal boontoe. "Roer julle litte," skree die man op hulle. "Maak gereed om te duik," beveel die kaptein. "Klim in die bote." Sinbad en nog 'n gevangene word in 'n klein bootjie ingeboender, saam met een van die matrose. Hulle laat die bootjie in die water sak, en toe begin die matroos oor die golwe roei. Die matroos hou na 'n rukkie op met roei. Nie ver daarvandaan nie, is die gevangenes besig om oesters uit te duik. "Toe, in is julle," skree die matroos. "En maak seker dat julle oesters met parels uitduik." Sinbad haal toe maar diep asem en duik in die see in. Sinbad swem diep af tot op die bodem van die see. Hy maak sy net vol oesters. Hy moet weer en weer afduik. Teen sononder is al die klein bootjies vol oesters gelaai. Die bootjies vaar terug na die skip, die Minnie toe. Die kaptein en sy stuurman kyk na die skulpe. "Nie sleg vir beginners nie," sê die kaptein. Maar die werk is nog nie klaar nie. Daardie nag moet daar nog hard gewerk word. Die gevangenes moet al die skulpe oopmaak en die parels uithaal. Al die parels word in die stuurman se sak gegooi. Uiteindelik kom die son op. Sinbad en die ander gevangenes gaan na die skeepsruim toe om 'n bietjie te gaan slaap. "Ons gaan ryk wees na hierdie reis," sê die kaptein vir sy stuurman. "Ons sê net vir die Minnie se eienaar, daar was 'n vreeslike storm op die see. Ons bly stoepstil oor die parels en hou alles vir ons." Toe stuur hulle die skip terug in die rigting van die hawe. By die huis in die hawestad is Sinbad se vriendin, Minnie, baie bekommerd oor hom. Sinbad se skip het lankal in die hawe aangekom, maar Sinbad het verdwyn. Minnie se pa is ook bekommerd. Een van sy skepe, die Minnie, is ook skoonveld. Die skip is nog steeds op die see, en dit is laat. En hy is tot sy ore toe in die skuld. Skielik is daar 'n harde klop aan die deur. "Miskien is dit Sinbad," sê Minnie. "Daar is 3 mans by die voordeur. Dis aan hulle wat die arme Minnie se pa so baie geld skuld." "Ons kan nie vir ewig wag nie,"
sê die 3 skuldeisers vir Minnie se pa. Ons wil nou die geld hê, anders vat ons jou huis. Maar my huis is al wat ek oor het, smeek Minnie se pa. Die volgende oomblik hoor almal die kreet. Skip, ahoy! Hulle hardloop almal na die hawe toe. Die skip, die Minnie, is terug in die hawe. Minnie, haar pa en die 3 mans gaan aan boord van die skip. Die gevangenes loer by die skeepsruim uit om te sien wat aangaan. Is daar goeie nuus? Vra Minnie se pa. Ongelukkig nie. Ons het teenspoed gehad, jok die kaptein. Ons het geen pareloesters gekry nie, meneer. Dis klaar met my, sê die skeepseienaar. Die gevangenes onder in die skeepsruim hoor alles. Hulle breek uit die skeepsruim en hardloop na die dek toe. Ons sal vir julle vertel wat regtig gebeur het, sê Sinbad vir Minnie se pa. Die skeepseienaar hoor die ware verhaal. Die skelm kaptein en sy stuurman is onmiddellik gevang en tronk toe gevat. Ek weet waar die parels is, sê Sinbad vir Minnie se pa. Ek is so bly jy is veilig, Sinbad, sê Minnie. Sinbad oorhandig die sak parels aan die regte eienaar. Jy het my en my huis gered, Sinbad, sê Minnie se pa dankbaar. Nou kan ek uiteindelik my skuld betaal, sê die gelukkige skeepseienaar. Hy gee die parels vir die 3 mans aan wie hy die geld skuld. Jy's 'n held, Sinbad, sê Minnie trots. Kort daarna is die skip die Minnie weer gereed om te seil. En die nuwe kaptein in bevel is wie anders? Sinbad. Fluit, fluit. My storie is uit.